Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Lukas 21, verse 5 tot 19. Die profetiese rede, die begin van smarte. Die tempel waaroor Jesus gepraat het, is oorspronklik deur Serubabel en Esra herbou, maar later deur Herodes vergroot en verbeter. Vir bykans 1000 jaar was dit die hart van die Joodse lewe, en die Jode het so geheg geraak daaraan, dat hulle selfs by die tempel gesweer het, Matteus 23 vers 16, en indien iemand teen die tempel sou praat, kon dit as godslastering beskou word, volgens Handelinge 6 vers 13. Die tempel was nie net 'n groot struktuur nie, dit was uiters indrukwekkend ook. Vir die Jode van daardie tyd het die tempel 'n afgod geword en dit het meer vir die mense begin beteken as God self. Jesus het egter verklaar dat nie een klip op die ander sou bly staan nie, en sowat 40 jaar later, tydens die Joodse opstand teen die Romeine, is Jerusalem verwoes en die tempel is tot op die grond afgebreek. Nou die disippels was verstom oor Jesus se voorspelling en vra toe, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Nou hierdie vraag lei tot een van Jesus se bekendste leringe, wat ons die Olyfbergrede noem, volgens Matteus 24 vers 3. Beide Matteus en Lukas maak dit duidelik dat Jesus gepraat het oor twee dinge gelyktydig: die vernietiging van Jerusalem wat sou kom, en die eindtyd en sy glorieryke wederkoms. Nou hierdie twee gebeure lê ver van mekaar af in tyd, maar geestelik is hulle aan mekaar verbind. Jesus waarsku dat baie mense mislei sal word, terwyl hulle sy wederkoms afwag. Mense sal in sy naam kom en beweer dat hulle die politieke en militêre Messias vir Israel is. Maar hulle is vals, en om hulle te volg, sal tot die dood en vernietiging lei. In verse 9 tot 11 lees ons van die rampe en onrus wat met hierdie tyd verbind word. Tog sê Jesus, moenie verskrik wees nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, voor die einde sal aanbreek. In verse 12 tot 15 beskryf Jesus wat sy volgelinge sou deurmaak. Voor beide die val van Jerusalem en die wederkoms van Christus, sal die wat die naam van Jesus verkondig, vervolg word. Maar dit is nie die einde nie. Inteendeel, dit is 'n kans om te getuig. Vir al wat jy weet, bereik dit iemand se ore, wat dalk nooit andersins die boodskap sou hoor nie. Jesus sê ook, dat jy nie vooraf bekommerd hoef te wees oor wat jy gaan sê nie, want hy sal vir jou die regte woorde gee om te spreek. Ons lees verder in verse 16 tot 19, dat volharding en 'n ferm standpunt nodig is. Jesus waarsku dat selfs familie en vriende jou kan verraai oor jou geloof. Mense kan jou haat en uitskuif en selfs probeer doodmaak, omdat jy die naam van Jesus bely. Maar dan kom gee Jesus hoop. Hy verseker ons van God se beskerming, selfs in die kleinste besonderhede van ons lewens. Die belofte dat daar nie 'n haar van ons hoof verlore sal gaan nie, dui op die ewige sekuriteit wat ons in Christus het. Sien, ons uiteindelike bestemming is veilig, ongeag van die aardse beproewinge wat ons sal deurgaan. Ons kan dus bemoediging vind in Jesus se woorde, wetend dat ons lyding nie te vergeefs is nie, en dat God in beheer bly. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.